Vriende, ons wil vanmôre voortgaan om met jou te praat oor die tema waarmee ons die afgelope 11 weke al besig is. En die vraag dan, ken jy die Heilige Gees? En ons het nou al stilgestaan by sy karakter, by sy goddelikheid, by sy Ou Testamentiese, Nuwe Testamentiese vervullings. Ons het stilgestaan by wat hy doen en waarom hy 'n unieke plek in die godheid betree. Hoekom hy so uniek is, omdat niks van wat ons kan ontvang wat Jesus gedoen het, ten opsigte van saligheid, van genesing, van beskerming, dat ons dit nie kan ontvang as die Heilige Gees van God dit nie in ons harte doen nie. Ek wil voortgaan vanmôre om met jou te praat oor die uitvloeisels van die uitstorting van die Heilige Gees en meer fokus op die werk van die Heilige Gees in die hart van die mens. Hoe hy werk sodat jy kan verstaan en ook kan weet dat hy altyd in jou lewe besig is om te getuig en te oortuig. Daar's nie een oomblik dat jy sonder die influistering van die Heilige Gees lewe nie. Hy los jou vir geen oomblik nie, want dis sy werk om dit wat Jesus gedoen het aan jou bekend te maak, aan dit vir jou aan te bied en dit vir jou moontlik te maak. Ek wil jou nooi vanmôre, ons gaan 'n klompie versies uit die boek Handelinge lees. Elke enkel verse uit die boek Handelinge, sonder om een hoofstuk te gebruik. En ek wil jy moet fokus op wat daar van die Heilige Gees gesê word. Ons gaan begin in Handelinge 2 en ons gaan voortgaan om dan nou te eindig tot en met die gedeelte aan die einde van die boek, sodat ons dan hierdie gedagtes met jou kan deel. Dit is jammer dat ons dit nie op die skerm sien nie, maar ek wil tog vra dat u sal luister, kyk, vat jou Bybel in jou hand, en soos wat ons die verse gee, kom daarby uit, sodat ons dit saam kan lees. Ek begin vir jou lees in Handelinge hoofstuk 2, vers 4. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, hoor nou, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Op Pinksterdag stort God sy Gees op hulle uit en hulle begin met 'n unieke bediening. Elkeen van hulle wat in die bovertrek was. Ons gaan na vers 33 van Handelinge 2. Petrus is aan die woord, hy sê, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Die Heilige Gees is die belofte van die Vader. Ons blaai na hoofstuk 4, vers 8. Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. Hy gaan voort en hy sê, ons kan nie stil bly nie. Wat is belangrik? Petrus, wat 'n klompie dae terug Jesus verloon het, is 'n ander mens, omdat hy vervul is met die Heilige Gees van God.
Ons gaan hoofstuk 4 vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gepreek of gespreek. 'n tweede keer waar mense vervul word met die Heilige Gees as 'n groep. Ek gaan aan die volgende hoofstuk in Handelinge hoofstuk 5 vers 3. Toe sê Petrus vir Ananias: waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond terug te hou? Jy sien, daar word baie duidelik in ongehoorsaamheid vir die Heilige Gees van God gelieg. Ons gaan na hoofstuk 7 vers 55 toe. Stefanus, lees ons, maar hy was vol van die Heilige Gees toe hulle hom stenig en sy oë opgeslaan na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus staan aan die regterhand van God. In daardie volheid, te midde van ellende, terwyl hy besig is om gestenig te word, is die Heilige Gees die een wat vir Stefanus die heerlikheid van die Here wys en Jesus wat aan sy regterhand staan. Ons gaan na hoofstuk 8 vers 18 toe. Simon die towenaar sien dat die Heilige Gees uitgestort word terwyl die apostels die hande op mense lê. En lees ons nou, die Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê: gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Jy kan nie die Heilige Gees koop nie. Jy word vervul deur die Gees. Handelinge hoofstuk 9 vers 31 en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en in die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Jy sien, die Heilige Gees bring groei en die Heilige Gees bring vrede. Ek gaan verder, ons is by hoofstuk 10 vers 44. Petrus is in die bovertrek en Cornelius stuur manne om na Petrus toe te gaan. Toe Petrus nog besig was om hierdie woorde spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het, en die gelowiges uit die besnydenis almal saam met Petrus was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Tot en met Handelinge 9 is die uitstorting van die Heilige Gees uitsluitlik ter voorbereiding van wie? Die volk Israel. Maar in hoofstuk 10 kom Cornelius, 'n heiden, en hy soek die Here, en die Heilige Gees word ook op die nie-Jode, die heidene, uitgestort. Handelinge 13 vers 4. Sodat dan deur die Heilige Gees uitgestuur en afgegaan na Cilicië en daarvan weggevaar na Cyprus. Die Heilige Gees is die een wat hulle uitstuur. Ek vat jou na Handelinge 16 vers 6. En hulle het die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees, hoor daar, hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig.
Wanneer jy in die teenwoordigheid en of onder die salwing van die Heilige Gees is, sal hy in Handelinge 13 uitstuur en Handelinge 16 jou weerhou om dinge te doen. Met ander woorde, jy moet mooi kyk. Petrus het nou gesê het, maar die mense in Asië moet ook die woord hoor, en dis waar. Maar vir daardie oomblik moes hulle nie daar wees nie. Handelinge 20 vers 28. Die laaste vers wat ek vir jou wil lees. Paulus praat met die kerkraad van Efese. En hy sê vir hulle, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Die opdrag om as 'n dienskneg op te tree, om die gemeente op te voed, omdat die gemeente die eiendom van wie is? God is. En met dit in gedagte, wil ek dan begin om vir jou te sê, die werk van die Heilige Gees in die lewe van die mens na Pinksterdag is nou as volg. As ons kyk na die uitstorting van die Heilige Gees, dan lees ons in Handelinge 2 vers 17 en 18 'n vervulling van die profesie van Joël. Joël 2 vers 28, 29 en 30 praat van die uitstorting van die Heilige Gees, en ons sal sien dat ons wat nou terugkyk agterkom dat dit by 2 geleenthede gaan plaasvind. Ek lees vir jou Handelinge 2 vers 17 en 18. In die laaste dae spreek God. Ons kan maar sê wat ons wil. Ons kan maar beplan en ons kan maar datums gee en ons kan maar opinies lig en ons kan maar maak net wat ons wil. Ek lees, hy sê, het God gespreek en hy bepaal die vervulling van profeseë. God spreek. Hy sê, ek sal van my gees uitstort op alle vlees. Hoor mooi. Hy sê, ek sal van my gees uitstort. Julle seun sal profeteer, julle dogter sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. As jy Joël lees en jy lees die vervulling op Pinksterdag, dan het net die vervulling op Pinksterdag plaasgevind. Joël sê, ek sal my gees uitstort en daar sal tekens wees wanneer ek my gees weer uitstort aan son, maan, sterre. Daar sal 'n verandering in die lug wees as ek vir die tweede keer my volheid vir my volk gee. Op Pinksterdag is net die Heilige Gees uitgestort en hulle is aangeraak om te spreek. Daar het niks gebeur aan son, maan en sterre. Maar daar sal 'n dag kom dat daar weer 'n unieke uitstorting van die Heilige Gees gaan wees en dan sal dit in die lig sigbaar wees wanneer God sy seun op die aarde kom neersit, sy voete op die Olyfberg sal tref, die aarde sal oopsplyt en God sy volk sal beskerm en die teken sal wees die vernietiging van almal wat nie onder die beskerming van God is. Gelukkig,
As jy Jesus aangeneem het, sal jy daardie dag fisies nie beleef nie. Maar as jy agtergebly het, is die moontlikheid baie, baie groot, dat jy voor hierdie dag in die verdrukking sal sterf. So moenie jou aandag of moenie op daarop baken, as ek Engels gebruik, dat jy hierdie ding sal oorleef nie. Maak seker dat jy gereed is voordat Jesus sy kinders kom haal. Dis wat gebeur op Pinksterdag. Met die uitstorting van die Heilige Gees bereik die werk van Christus sy hoogtepunt. Dink net, dat selfs Jesus in sy persoonlike hoedanigheid as mens op die aarde nie oral kon wees nie. Hy's besig in Jerigo, daar kom 'n vrou wat aan bloedvloeiing ly, sy onderbreek sy aandag, hy's op pad na Jairus toe. Hy kan nie vir daardie oomblik by die vrou wees en by Jairus nie, sy dogtertjie nie. Die dogtertjie sterf. Hy wek haar later op. Maar die dag toe die Heilige Gees uitgestort is, toe begin hierdie hoogtepunt, waar ons as liggaam van Christus hierna van die Heilige Gees in ons harte kan hê, sodat Jesus in ons oral kan wees. Nou is hy nie beperk by die vrou wat aan bloedvloeiing ly nie. Nou kan hy daar wees, want sy liggaam, sy kinders is daar, en hy kan by Jairus se dogtertjie wees, want sy kinders, sy liggaam is daar. En dis waarom die uitstorting van die Heilige Gees so uniek is. Waar die Pinksterfees die laaste fees is van die eerste 4 feeste, vind die ander feeste letterlik hulle verwesenliking in hierdie vervulling. God met ons, God in ons, God in elke oomblik, oral, vir ewig. In Israel het die Heilige Gees as die Gees van die drie-eenheid gekom. En mense is geïnspireer en bekwaam gemaak vir hulle dienswerk. Jy kan maar reg deur die briewe van Paulus lees. Paulus sê dat julle word toegerus, Efesiërs 4, om diensbaar te wees. As jy die Heilige Gees wil hê so Simeon of so Simon om dit uit te deel en hande op te lê, mis jy die hele prentjie. Jy sal die Heilige Gees van God nie kry as jy wil towerstafie speel nie. Jy sal die Heilige Gees kry dat hy jou lewe verander en jou diensbaar maak. Dis al waarvoor die Heilige Gees my en jou sal gebruik. In Jesus het hy gekom as die Gees van die Vader aan hom gegee sonder mate en wat ook in hom bly. En daarom sê Jesus, soos hy in my is en hy in die Vader is en ek in hom is en ek in die Vader is, so stuur ek hom sodat hy in julle kan bly. Soos die mens Christus Jesus intree in die heerlikheid van God toe hy hemel toe is, ontvang hy van die Vader die reg om sy Gees op die disippels op Pinksterdag uit te stort. Want onthou, hy sê, jy moet maar Johannes 14, 15, 16 hier in verband lees. Hy sê, ek sal hom wat die Vader stuur aan julle gee. Dis die geskenk van die Vader deur die Seun aan die mens. En daarom, my liewe vriende, ek hoop ek jy sien die prentjie. Jy kan nie die Heilige Gees kry as jy Jesus nie aanneem as jou verlosser en saligmaker nie.
Want hy is die geskenk van God, wat Jesus die reg gee, om daardie geskenk wat hom toegerus het vir sy aardse bediening, my en jou toerus vir ons aardse bediening, totdat hy kom. Ja, om deur die Gees van die Here self neer te daal, en om in hulle te woon, was die doel en die rigting en die plan van die Here. En hierdie nuwe krag, wat op hierdie oomblik nog nie moontlik was nie, omdat Jesus nog nie gekruisig en verheerlik is nie, kom die Gees juis as die Gees van die gekruisigde en die verheerlikte Jesus na die apostels toe. Dis deur sy kruisiging en deur sy verheerliking dat ons die Heilige Gees kan ontvang. En daarom kan jy nie ontvang om vir hom te betaal of om te gebruik soos wat jy dink jou kan verheerlik nie. Die Heilige Gees in my verheerlik die heiligheid van sy kruis en die heerlikheid van sy posisie. Die werk van die Seun, die verlange van die Vader, ontvang sy vervulling toe die Heilige Gees uitgestort is. Die mens se hart kan nou in waarheid en vir ewig die woonplek van God word. En dis hoekom die uitstorting so uniek is. Die uitstorting van die Gees, en ek wil net mooi luister, is nie dieselfde as die inwoning van die Gees van in die individu nie. En ek wil jy luister nou mooi wat ek sê, want daar is 'n groot verskil tussen die uitstorting en die inwoning. Die Heilige Gees word oor alle vlees uitgestort en moontlik gemaak dat jy die genade van God kan ontvang. Maar dit beteken nie, hy kom woon in jou hart nie. Hy kom woon in jou hart die oomblik as jy hom toelaat. Soos byvoorbeeld Openbaring 3 vers 20 wat sê, ek staan by die deur en ek klop, as iemand die stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom. Hy word uitgestort, maar beteken nie hy kom woon in jou hart nie. Want daar's baie voorbeelde, ons kan nie daarby stil staan nie, maar daar's talle voorbeelde, as jy maar net kyk Handelinge 16, is almal wat in die hofdienaar van Filippi, die tronkbewaarder van Filippi se huis was, almal was gedoop en hulle het Jesus aanvaar as Messias, maar net die tronkbewaarder van Filippi, lees ons, het tot bekering gekom en het gered geword. Alhoewel almal Jesus ontvang het of aanvaar het, kom ons gebruik eerder daai woord. Net soos wat daar 'n verskil is tussen die uitstorting en die inwoning, is die individuele binnekom van die Gees nie dieselfde as die algemene uitstorting van die Gees. Die verhouding uitstorting en inwoning is dieselfde as die reddende genade, Titus 3 vers 5, wat aan alle mense verskyn om hulle te red, teenoor die persoonlike versoening wanneer ek Jesus se kruiswerk aanneem en aanvaar. Titus 3 vers 5 sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Johannes 3 vers 16 sê, hy het so lief gehad dat hy vir almal kom sterf het. Johannes 1 vers 12 sê, as jy hom aanneem, maak hy jou 'n kind van God. 1 Johannes 5 vers 13 sê, 12 sê, as jy die Seun het jy die lewe. En dit gee jou die sekerheid. Elkeen van hierdie, die versoening van die wêreld en die uitstorting van die Gees, staan daar as 'n alsomsluitende feit, wat eens en vir altyd tot stand gebring kan word, die oomblik as jy dit aanneem en hy in jou hart
kom woon. Die een is 'n handeling van God, hy stort sy gees uit, hy roep almal tot redding. Die ander een is 'n reaksie op die genadige roepstem van die Here. Die uitstorting op alle vlees is dus nie die uitstorting in alle vlees. Daar's 'n baie groot verskil tussen op en in. Kom ons kyk so 'n bietjie en ek moet nou die laaste gedeelte wat ek nog tyd het, so 'n bietjie stil staan by die werk van die Heilige Gees in die hart van die mens wat Jesus nog nie aangeneem het. En ek wil jy moet mooi luister en mooi verstaan waarom dit belangrik is dat ons by hierdie dinge stil moet staan. In Johannes 16 vers 8 en vers 9 lees ons Jesus praat van die Heilige Gees en hy sê hy sal die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dis die 3 dinge wat Jesus sê die Heilige Gees sal doen. Hy sal hy sal oortuig van sonde, oortuig van geregtigheid en oortuig van oordeel. Nou wat is die verskil tussen hy sal beskuldig, of hy sal jou sonde beskuldig, hy sal jou beskuldig dat jy onaanvaarbaar is en nie reg is nie, en hy sal vir jou uitdaag om te sê, lekker, jy gaan eendag help. Wat is die verskil tussen dit en om te oortuig? Beskuldig sê, kyk hoe sleg is jy. En dis wat die duiwel doen. Hy het oralste het hy vir almal gesê wat hy in sy struik gevang het, daarna, kyk hoe lyk hy. Hy sê vir Sagaria, in Sagaria 3, in die Ou Testament sien hy die toestand van die volk, en Sagaria kom as hoofpriester voor die Here, en die duiwel chip daar aan en hy sê vir die Here, is dit jou beste? As jou hoofpriester so lyk, dan dink jy daar's veel hoop vir jou koninkryk. En God sê vir die duiwel, hy was 'n brandhout wat uit die vuur geruk is. Dit was my genade wat hom maak wat hy is. Dis ek wat nie beskuldig nie, maar wat oortuig. Kom ons kyk. Hy sal die wêreld in die eerste plek oortuig van sonde. Die Heilige Gees oortuig, en hierdie oortuiging beteken 'n oortuiging wat selfveroordelend is. Hy getuig en sy lig maak dat jy jouself veroordeel. Hoor jy wat ek sê? Dis baie, baie belangrik. Sy oortuiging maak jou nie bewus of jammer oor jou sonde nie. Hy sit die lig aan, hy hou die woord, hy gee die spieël, jy sien jouself teenoor sy heiligheid en jy oortuig jouself dat jy verlore is. Nie oortuig jouself nie, jy kom tot die insig, jy veroordeel jouself dat jy nie inpas om enigiemand te gaan. Want hy oortuig jou van sonde. Belangrik is die woord wat gebruik word, hy oortuig van sonde en nie sondes nie. Let op die enkelvoud teenoor die meervoud gebruik. Hy oortuig ons nie van ons sondes nie, by daad en by doen en nalaat sonde nie. Hy oortuig ons van sonde as 'n entiteit. Nie die sondes nie, maar die sonde. Wat is die sonde? Hierdie sonde is dan nie sonde om nie in Christus te glo nie. Maar hierdie sonde is om te erken dat jy sonder Christus verlore is. Dis nie net om oortuig te word dat jy nou moet meer Christelik leef nie.
Want ons almal dis vir ons belangrik om net in Christus te glo. Maar om werklik te sien dat jy sonder hom verlore is. Dis die gedagte van sonde. Die Heilige Gees oortuig die mens dus van sy verlorenheid, omdat hy geweier het om Christus Jesus aan te neem as persoonlike verlosser en saligmaker en sodoende gered te word. Dis sonde, dat jy Jesus nie in hom glo nie, maar dat jy hom verwerp om hom aan te neem as jou weg tot redding. Hy oortuig die wêreld dus dat die wêreld en elke siel op aarde verlore is. Daar is dus nie een wat hy nie oortuig nie, of deur die skrif, of eenvoudig deur die gewete. Daar's niemand wat hy nie oortuig daarvan. En dis die Dordtse leerreëls wat van die gereformeerde leer, die 3 formuliere van enigheid, een van hulle is die Dordtse leerreëls, wat soveel dwaling verkondig om te sê, God red sommige wat hy uitverkies, en hy stuur sommige hel toe wat hy kies. So jy het geen keuse nie. Jy gaan hemel toe om God jou kies, en jy gaan hel toe om God jou kies. En daar moet jy sien, ek gaan nou vir jou teksvers lees. Daar's nie een mens op hierdie aarde, wat nie deur die skrif, of deur sy gewete, deur die Heilige Gees oortuig word. Ek het in die begin gesê, hy's elke sekonde besig. Hoor, Romeine 2 vers 14 en verder. Maar wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge doen van die wet, is hulle vir hulle self 'n wet. Al het hulle geen wet nie, vers 15, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. In die dag, sê vers 16, wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel volgens my evangelie. Vir 'n ou wat nog nooit van Jesus gehoor het nie, het 'n natuurlike iets in hom wat weet wat reg en verkeerd is. En daardie wet wat hy vir homself opstel, veroordeel of beoordeel. Hy sal die wêreld oortuig in die tweede plek van geregtigheid. Hy oortuig van sonde, hy oortuig van geregtigheid. Wat ons hier moet verstaan is soos die vorige punt, dat hy nie praat van geregtigheid van wat ons doen nie, maar dat ons geregtigheid alleen in die persoon en die versoening van Jesus Christus geleë is. Nie dat wat ek doen my regverdig kan maak. Hy gaan jou nie vertel hoe goed jy doen om in die hemel te kom. Jy moet dit mooi verstaan as ons praat oor hy sal die wêreld oortuig van geregtigheid. Wat ons aandag hier verg is die feit en die vraag dan, wat beteken geregtigheid? Die verlore sondaar word deur die Heilige Gees oortuig dat sy eie geregtigheid niks beteken nie. Ek lees vir jou 2 verse. Romeine 10 vers 3 en Jesaja 64. Hy sê, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Wat sê hy? Die oomblik as ek erken dat Jesus die enigste weg tot redding is, hou ek op om te vas te hou
aan wat ek gedoen het om in die hemel te kom. Jy kan nie die geregtigheid van God aanvaar as jy bly vasklou aan wat ek gedoen het om in die hemel te kom. Dis wat hy sê. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Jesaja 64 vers 6. En ons het almal geword soos 'n onreine en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. En ons het almal verdor soos blare en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Hy word ons oortuiging van geregtigheid dat Christus ons geregtigheid is en dat ons in hom alleen geregtigheid kan vind. Ek wil die teksverse net vir jou noem, ek gaan dit nie almal lees nie, dis te veel. 1 Korintiërs 1 vers 30, Romeine 3 vers 22 tot 25, Romeine 4 vers 1 tot 22 en 2 Korintiërs 5 vers 4 tot 1. Gaan lees dit bietjie. Dis alles bewyse dat ons oortuig word dat ons alleen in hom ware geregtigheid kan ontvang. Die Here Jesus het verder verklaar in vers 10 van Johannes 16, die geregtigheid, ek oortuig van die geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien. En al ons hom gaan sien, is om sy offer te aanvaar, in hom te sterf, in hom begrawe te word, saam met hom opgestaan word, dat hy sy Heilige Gees ons die sekerheid gee, dat as hy ons kom haal, ons by hom kan wees. So vers 10 van Johannes 6, van Johannes 16 sê, dat ek gaan julle vooruit, en al hoe jy gaan kom, is om Jesus aan te neem, om my aan te neem, ek jou verlosser is. Dan gaan ek op die tyd jou bring, dat jy kan wees waar ek is. Die taak van die Here Jesus op die aarde was nie net om hierdie geregtigheid deur sy dood te bewerk nie, maar ook om van hierdie geregtigheid te getuig. Hy sê by 'n paar keer, en ons kan nie al die teksverse by stil staan nie, dat hy is ons redding. Nou verklaar hy, dat as hy na die Vader gaan, die Heilige Gees hierdie werk in sy plek op aarde sal doen. Hy sal aanhou om van sy geregtigheid te getuig. Die laaste plek, hy getuig van oordeel. Wat beteken dit? Die Heilige Gees oortuig van oordeel, sê in vers 11 van Johannes 16, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. En hierdie dis eintlik so maklik as jy hierdie goed lees en net wag en net kans gee dat die Here in Afrikaans met jou praat. Nie geestelik met jou praat nie. Nie teologies met jou praat nie. Nie kerk met jou praat nie. Net Afrikaans. Hy sê, hy oortuig van oordeel, omdat, opgesom nou die hele punt vorentoe, die duiwel wat julle in sonde en verlei het, is geoordeel om hel toe te gaan. En as jy wil saam met hom gaan, bly soos jy is. Maar as jy wil loskom van hierdie oordeel, het ek, as seun van God, jou oordeel op my geneem. Ek het vir jou gesterf. Net so seker as wat die duiwel die oordeel nie kan ontvlug nie, so seker sal die verlore sondaar ook weet, want die Heilige Gees oortuig jou van oordeel. Jy sal sekerlik weet. Hebreërs sê, jy sal dit nie ontvlug nie. Hoe sal ons ontvlug? Sê die Hebreërs skrywer, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam. As die owerste van die wêreld geoordeel is, kan dit nie anders wees as dat diegene aan wie
as hulle aan dieselfde koninkryk as hy behoort nie, ook geoordeel gaan word nie. Daarom moet jy oorgaan van die duisternis, die koninkryk van die bose, na die koninkryk van die lig. Net so seker, soos as hy daar is, nie kan ontvlug nie, so kan jy nie hier bly. Jy kan nie hier die koninkryk jou prioriteit maak, maar die uitvloeisel van die ander koninkryk wil hê. Dit behoort eintlik voor die hand liggend te wees. Die Heilige Gees oortuig die verlore sondaar dat hy onder dieselfde oordeel wat God gesê het vir die duiwel, jy gaan geoordeel word, gaan elke mens wat Jesus nie aanneem, geoordeel word. Hy gee getuienis aangaande die waarheid van Christus. Johannes 15 vers 26-27, Handelinge 5 vers 30-32 wil ek graag vir jou lees. Maar die trooster, Johannes 15, wat kom, sal ek van die Vader na julle stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan en hy sal van my getuig. En julle getuig ook omdat julle van die begin af met my was. Hy begin, hy gaan weg, hy los sy Gees toe te rus, sodat ons kan aangaan met die werk. Dis soos jy aflos van die 400 meter. Jy hardloop net daai stukkie, dan gee die stokkie. En Jesus hardloop hom, en hy's klaar, en hy sê, ek gee die Heilige Gees die stokkie, dat hy saam met jou hierdie laaste deel na die eindpunt toe kan hardloop. En aan te gaan met dit waarmee hy begin het. Handelinge 5 vers 30, die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang, hom met God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is getuies van hierdie dinge. Hoor nou, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Die Heilige Gees doen hierdie werk deur sy kinders, deur ons uit te stuur. Alle waarheid het sy oorsprong in wie? In die Heilige Gees van God. Hy, volgens Johannes 14 vers 17, is die Gees van die waarheid. Dit is dan ook sy besondere werk om getuienis te gee aangaande hom wat die waarheid is, Jesus Christus. Johannes 14 vers 6, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Ek sluit af. Dis ook alleen deur die getuienis van die Heilige Gees wat die mens tot ware kennis van Christus kan bring. 1 Korintiërs 12 vers 3, en ek sluit hier af. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking kan noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. Jy kan Jesus op geen manier aanspreek sonder dat die Heilige Gees nie betrokke is. As jy hom aanspreek as 'n vervloeking, kan dit nie die stem van die Gees wees nie. As jy hom erken dat hy die Here is, dan is dit die krag en die stem van wie? Van die Heilige Gees. Hy is die een wat jou roep. Hy is die een wat jou wil red. Hy is die een wat dit wat Jesus gedoen het in jou lewe 'n werklikheid maak. Hy bring die vyandskap wat Jesus kom bewerk het aan die kruis. Hy bring die vyandskap, bring hy terug na vriendskap toe. Want hy oortuig my van sonde, ek is verloor. Hy oortuig my dat my eie geregtigheid niks kan beteken nie, maar dat Christus se geregtigheid alles is. En hy oortuig my dat ek geoordeel gaan word as ek met my rug na God bly leef.
En dis vanmôre die werk van die Heilige Gees in die hart van die verlore sondaar. En ek hoop dat die Here hierdie woord aan ons harte sal seën. Kom ons buig ons harte en dan bid ons saam. Here, ons dankie vanmôre vir u woord. Ons aanbid u, Here, vir die krag, maar ook die eenvoud daarvan. Ons dankie vanmôre, Here, dat u weet wat u doen. En daarom was daar geen manier hoe ek met my eie geregtigheid in die hemel kan kom. Nie my beste, sê Jesaja 64, kan vir u aanvaarbaar wees. Maar ek is soos 'n vuil en 'n besoedelde kleed wat weggegooi moet word. My beste werk. Maar dankie dat u vir my gewerk het. Toe u aan die kruis gesterf het. Dat u die prys betaal het. En u dit vanmôre vir my as 'n geskenk aanbied. So ook vir elke mens wat deur die Heilige Gees vanmôre oortuig word. Dankie vir u woord. U word verheerlik in Jesus se naam. Amen.